kosbaar. Kan ons mekaar meer geniet? Kan julle mekaar, jou man, jou vrou meer geniet? Vriende meer geniet, geestelike familie meer geniet. Ons prys die naam van die Here. Is jy reg vir die woord? Amen. Kombersie oor die knieë getrek, peppermintjie in die mondjie, pen gereed. Kom ons praat vanoggend. Ek moet jou praat oor God se wonderlike verlossingsplan. Wat jy al gehoor het, maar ek glo so 'n bietjie iets anders vanoggend. Ek het skrifgedeeltes wat ek gaan lees uit die begin en dan gaan ons dit toelig. Johannes 1 vers 29 sê die volgende. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en Johannes sê van Jesus: daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Wonderlike uitspraak. En dan 1 Petrus 1 vanaf vers 18. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, en nou noem hy dit, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie. So ons is nie gekoop met aardse skatte, met aardse rykdom, maar gekoop deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekloos, wat wel vooruit geken is, hoor nou mooi, voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Ek praat van 'n plan wat daar vooraf bestaan het, nog voordat die mens geskape is. Maar nou in die geskiedenis is hierdie plan, word hierdie plan openbaar gemaak in Jesus se tyd. So julle verstaan dit. Ouens, die Bybel, ons praat die laaste tyd, verwys ons na die Bybel. Ons kan altyd. Maar ek wil net weer eens sê, ek dink die Bybel is die mees merkwaardigste boek op aarde. En hier die ding, die Bybel is nie bloot net 'n versameling van gedigte en poesie en van profesieë en 'n klomp wette nie. Die Bybel is soveel meer. As jy die Bybel lees en bestudeer, dan kom jy agter, daar's een groot verhaal wat ontvou van begin tot einde. Die hele Bybel het een groot verhaal. En alles in die Bybel draai eintlik om een hoofkarakter. Jesus Christus. Jy weet dit. Wonderlik as jy daaraan dink. Party mense dink dat die Bybel is dalk twee verhale. Want ons het 'n Ou Testament wat oor Israel praat, die geskiedenis van Israel, en dan het ons 'n Nuwe Testament wat oor Jesus praat. So party ouens dink die Bybel het twee verhale. 'n Ou Testament Israel se geskiedenis, 'n Nuwe Testament Jesus. Dis nie die waarheid nie. Daar's een gedagte. Daar's een verhaal. Van die eerste bladsye van Genesis tot die laaste bladsye van Openbaring is daar een verhaal. Hoor gou hierdie vers. Kyk gou na hierdie vers. Lukas 24 vers 27. En hy, dis Jesus, het begin van Moses en al die profete af. Onthou julle die twee wat op pad was na Emmaus, die dorpie, die Emmausgangers, en hy het begin van Moses en al die profete van die Ou Testament af en vir hulle uitgelê, hoor nou, in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. So Jesus praat van die eerste tyd, van die eerste bladsye af, verwys hy en hy breek die Bybel oop en hy sê, kyk hoe die skrifte van my gepraat. Nou, dis een groot verhaal. Dan, as jy die Ou Testament lees, kan jy dalk wonder, en mense het al gewonder, hoekom soveel offers? Hoekom was daar soveel offers nodig? Soveel bloed? Hoekom was dit nodig? Hoekom was daar soveel godsdienstige rituele? Want ons, as jy begin met die Ou Testament, dan lees jy van offers en diere, en ons gaan nou daaroor praat. Waarom het God vereis dat diere voortdurend geoffer moet word? Waarom? Wondermense. Ouens, die kort antwoord is dit.
Elke offer het na Jesus verwys. Dis die kort antwoord. Die Ou Testament was die skaduwee, the shadow, die skaduwee, Jesus is die werklikheid. So alles wat daar afgespeel het, was 'n skadubeeld en dit het verwys na Jesus wat sou gebeur en wat moes kom. Verder was die Ou Testament offers was tydelik. Die offer wat Jesus gebring het, weet ek en jy, is ewig. En die bloed van diere kon nooit, al het hulle nog 'n paar miljoen diere geslag, die bloed van diere kon nooit sonde wegneem nie. Dit het sonde net bedek vir 'n tyd. Die bloed van Jesus, het ons nou oor gesing, neem sonde weg. Dit bedek nie dit nie. Lees gou saam met my Hebreërs. Wil jy met die skrif mooi saam met my deurlees? Ek wil jy met iets snap, jy kan 'n nota maak in jou Bybel. Want die wet, wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie. Sien julle, daar is die skaduwee. Dit kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot die volmaaktheid lei nie. Daai offers moes jaar na jaar, maar dit was nooit genoegsaam nie, dit was nooit voldoende nie. Vers 2, as daai offers genoegsaam was, sê vers 2, anders sou hulle opgehou het om te offer. Want dan was die offer moes nou volmaak. Omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie. Maar die offers wat gebring moes word, moes die volk oor en oor herinner dat daar sonde teenwoordig is. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan sonde. Want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Het jy daai prentjie? Dit was 'n skadubeeld, dit moes oor en oor gebeur, dit moes die mense herinner dat daar sonde, dis bedek vir 'n tydperk, dit moet weer gebeur, maar daardie bloed kon sonde nie heeltemal wegneem nie. Maar dit was net 'n skadu, dit was nie die werklike nie, dit was 'n skadubeeld van die werklike. En daarom het dit oor en oor plaasgevind. Maak dit vir jou sin? En vandag gemeente vier ek hier die nagmaal. Ons gaan nou by die tafel aan sit en ons gaan die nagmaal vier. En ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik saam met my God se verlossingsplan net te volg. Van begin, van die eerste offer tot die laaste offer. En ek wonder of jy kan dink, wat was die eerste offer in die Bybel? En as jy die antwoord het, moenie hardop skree nie, want dan gee jy my preek weg. As jy nie die antwoord het nie, wil ek vir jou sê, luister mooi, want ek dink jy gaan dalk iets ontdek. Van die eerste offer tot die laaste offer. Wat was die eerste offer in die Bybel? Vra van die persoon langs jou, weet jy? Ok, as hy sê, wil jy weet? Goed, julle is nog met my. Voordat ons by dit uitkom, ouens, kom ons praat gou oor die noodsaaklikheid van 'n offer. Hoekom is 'n offer nodig? God het Adam en Eva geskape. God het die mens geskape. En Adam en Eva sonder sonde geskape en hulle het 'n wonderlike gemeenskap, wonderlike verhouding met God gehad. Maar nou weet ek en jy, deur ongehoorsaamheid het sonde in die wêreld ingekom. God gee vir die mens 'n vrye wil en die mens kies teen God en sonde kom in die wêreld in. En weet julle wat? Daai oomblik het alles verander. Die oomblik toe daar sonde in die wêreld inkom, toe verander daar alles. Gemeenskap met God, hierdie wonderlike verhouding met God is verbreek. Skuld het in die mense hart kom sit. Skielik voel hulle skuldig. Skaamte, skielik voel hulle skaam. Skaamte het sy verskyning gemaak. En die dood is die onafwendbare gevolg van sonde. Dit het gebeur. Die Bybel verklaar, Romeine 6 vers 23, ons ken die skrif, die loon van die sonde, die betaling vir sonde is die dood. Ouens, is 'n groot begrip, ek wil net weer jy moet saam met my volg. Sonde eis altyd 'n betaling. Sonde is altyd 'n betaling. Of die sondaar, die ou wat gesondig het, moet sterf,
of iemand onskuldig moet namens die sondaar sterf. Maar sonde is altyd 'n betaling. Dis die fondasie, die fondament van die verlossingsplan. Die eerste offer, hier is die antwoord as jy nie geweet het nie. Nadat Adam en Eva gesondig het, wat het hulle gedoen? Hulle het hulle self probeer bedek met vyeblare. Maar ouens, menslike pogings kan jouself nie bedek nie. Jy kan jouself nie beklee nie. En toe kom God en God doen iets merkwaardig. God maak vir hulle klere van dierevelle. En hy beklee hulle met dierevelle. Waar die velle vandaan gekom? 'n Onskuldige dier moes sterf. Het jy al so daaraan gedink? So die eerste offer in die geskiedenis van die ganse mensdom is dus deur God self gebring. Wat leer ons uit dit uit? Want ons leer sonde bring dood. Daar's betaling nodig. En betaling is dood. Of jy sterf of iemand sterf in jou plek. Maar dis dit. Sonde bring dood. Onskuldige bloed moet vergiet word. En dan leer ons ook dat God self die bedekking skenk. Wat vir my wonderlik is, ouens, in jou en my verhouding met die Here. God het van die begin af die inisiatief geneem. Nog voordat die mens gebore is, nog voordat ek en jy gebore is, nog voordat Adam en Eva, nog voor die grondlegging van die wêreld, het God al die inisiatief geneem. En hier weer, Adam en Eva, die Here sê, net hierdie een opdrag, en waggies, daar gaan hulle so ongehoorsaam. En God tree weer toe, en hy neem hulle skaamte weg. Hy neem weer die inisiatief. Dis hierdie wonderlike God wie ek en jy aanbid. Die tweede offer, ons praat gou oor Abel. So offer, onthou jy vir Kain en Abel? Kain het van die vrug van sy eie arbeid, het hy 'n offer gebring. Abel het die eerstgeborene van sy kleinvee gebring. En ons weet wat het gebeur. God het Abel se offer aangeneem en Kain se offer nie aangeneem nie. Hoekom nie? Omdat God reeds bepaal het dat vergifnis geskied deur bloedvergieting. Dis hoekom hy Abel se offer aangeneem. Bloed was gegee. Hebreërs 9 vers 22 sê die volgende: en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. God is God. Hy kan kies hoe hy aanbid wil word. Dis sy reëls. Kain kom en hy maak sy eie reëls. Uit sy hande arbeid bring hy iets na God. Die Here sê nee, dis nie die offer wat ek wil hê nie. Aanbid my soos ek dit wil hê. Nou net so vinnig, julle ken Kain, toe gaan ruk hy hom op. En op 'n plek kom die Here by hom sê vir hom: hoekom is jy ontstel? In ons taal, hoekom het jy jou opgeruk? Hoekom is jy kwaad? Doe net reg. Doe net wat ek verlang, dan sal ek jou ophef. Maar uit sy woede gaan hy en hy slaan sy broer dood. Julle ken daai verhaal. Maar Abel se offer word aangeneem want hy het 'n stuk van sy kleinvee gebring. Nou verstaan ons dit ook. Weet julle dat Abel se lam wat hy gebring het, verwys na die lam wat sou kom, Jesus Christus. Kom ons praat oor Abraham en Isak. Ken julle Abraham en Isak se verhaal? Ja, ons ken hom baie goed. Genesis 22 is sekerlik die beste skadubeeld van wat op Golgotha sou plaasvind. Kom ek gee gou vir julle 'n paar dinge. Kom ons gaan net gou deur hierdie verhaal. Abraham neem sy geliefde seun Isak, hy op pad na die berg Moria om hom daar vir God te gaan offer. So Isak dra self die hout waarop hy geoffer moet word. En net toe Abraham gereed is om sy seun te offer, gryp God in en die Here keer hom. En toe Abraham opkyk, toe sien hy 'n ram met sy horings vasgemaak, of hy was verstrengel in 'n bos, en die ram word geoffer in Isak se plek. Sien julle die ooreenkoms? Dis 'n wonderlike skadubeeld van wat op Golgotha gebeur. Isak was Abraham se geliefde seun. Jesus Christus is God se geliefde seun. Isak dra die hout. Jesus dra die kruis. Isak word nie geoffer nie, die ram word in sy plek geoffer. Jesus Christus kom en hy word geoffer in die plek van sondaars.
Sien jy die ooreenkoms, sien jy die skadubeeld wat dui na die werklike? Nou wil ek vir jou ietsie uitlig. Lees gou saam met Genesis 22 vers 8. Ek lees vir jou. En Abraham antwoord, hy vra nou sy seun vra van pa, wat gaan nie aan? Waar gaan ons 'n bokkie kry of 'n ram of waar is die offer? Nou antwoord Abraham Isak. Abraham antwoord en sê, God sal vir ons die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saamgeloop. En jy gesien ek het iets verkeerd gelees. En jy gesien ek het iets doelbewus verkeerd gelees. Kom ek lees weer vir jou en ek lees die fout in. Kyk op die bord. Ek lees. Maar dis wat in die Bybel staan op die bord. En Abraham antwoord God, ek lees. En Abraham antwoord, God sal vir ons 'n lam voorsien, my seun. Staan dit daar. Let gou op. Die woorde is, en Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien. God sal vir homself, nie vir ons nie, God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saamgeloop. Verstaan jy dat Abraham hier geprofeteer het? God sal vir homself die lam as brandoffer vir die brandoffer voorsien. Wonderlik as jy dit so raak sien. Wat beteken dit? God sou die lam wat nodig is om geoffer te word vir die sonde van die ganse mensdom, sou God vir homself die lam voorsien. En ons weet, dis Jesus Christus, dat hy vir hom 'n liggaam berei het, en dat hy besluit het dat Jesus is die een, die vleklose lam, wat geoffer sou word. In Openbaring 13 vers 8, ek gaan dit op die bord gooi nie. Ouens, kan jy gaan lees, dan verstaan jy moet iets verstaan. God se verlossingsplan, nou wil ek jy moet vir my kyk, jy moet dit verstaan. God se verlossingsplan was nie 'n nagedagte nie. Jesus aan die kruis was nie plan B, nadat die mens sonde gepleeg het. Dis nie 'n nagedagte nie. Voor die grondlegging van die aarde, voor die mens was, voordat daar sonde was, het God reeds 'n plan bewerk. Het hy reeds 'n lam voorsien. Ons moet dit verstaan, dis 'n groot ding om daaroor te dink. Gaan dink daaroor. Dit was nie ek skep die mens, o God, daardie mens nou sonde gedoen, wat maak ons nou? Nee, ons maak 'n ander plan. Dis nie 'n ander plan nie, dis nie 'n plan B nie, dis nie 'n nagedagte nie. Dis plan A, nog voordat ons bestaan het. God neem die inisiatief. Is dit nie wonderlik nie? So terwyl die Here vir Abraham en Isak 'n ram voorsien, het dit gewys na Jesus. Kom ons praat gou oor die Paaslam. Is julle nog met my? Is julle reg? Staan met so langs jou. Onthou julle die verhaal in Egipte, wat het in Egipte gebeur, die laaste plaag? Die eerstgeborene in elke huishouding sou sterf, en God kom en hy voorsien weer een weg uit. Hy sê die bloed moet gesmeer word aan die deurposte bo, en wanneer die oordeel daardie nag kom, het die Here nie na die mense in die huis gekyk nie, hy het na die bloed gekyk. En as hy die bloed gesien het, is die mense gespaar. 'n Skadubeeld van wat Jesus, as hy Jesus sien, spaar hy jou en my. Weereens, selfs dit verwys na Jesus. So die bloed is het nie net beskerming gebring nie, die bloed het voorsiening, verlossing gebring. En eeue later kom Johannes en hy staan en hy sê, daar is die lam wat geslag gaan word. Deur hierdie lam is daar verlossing vir die wêreld. Verstaan jy, van die eerste bladsy is daar een verhaal en daar's een hoofkarakter. Verstaan jy dit? Kom ons kyk gou na die hele offerstelsel.
En ons gaan nou inkom vir die lande. Hou vas. Ons het nou na 'n paar offers gekyk, het jy so vinnig hierdie geskiedenis gevat. Ons kyk gou na die hele offerstelsel. Ouens, toe Israel die wet ontvang het God vir hulle 'n uitgebreide offerstelsel ingestel. Jy nou kan nog gaan lees en al die studies doen. Daar was môreoffers, aanoffers, sonoffers, brandoffers, dank en vredeoffers, skuldoffers. Daar was baie. Hoekom soveel bloed? Hoekom soveel diere? Omdat die mens moet verstaan dat sonde is 'n ernstige saak. Kan ek vir jou sê, kan ons waak gemeente in ons eie lewe en ook dit wat ons sê, kan ons waak om nie sonde te begin goed praat nie. Om nie sag te wees, ek sê nie veroordeel mense nie. Ek sê nie wys jou vinger, jy gaan hel toe, dis nie wat ek sê nie. Wanneer ons met iemand deel ons in liefde met 'n persoon. Maar liefde praat ook die waarheid. Liefde sê jou lewe is nie reg nie. Liefde sê dit is verkeerd. Nie omdat ek so sê nie, maar omdat God se woord so sê. Verstaan julle? Soveel bloed moes wys dat sonde is 'n ernstige saak. Kan nie met dit speel nie. Sonde kos lewe. Dis hoe ernstig dit is. En hierdie offers kon nooit sonde uitdelg nie. Moes jaar na jaar gebeur het. Die bloed van bok en stiere kan die sonde uitdelg nie. Al die offers het gewys na Jesus. Kom ek noem gou vir jou nog 'n voorbeeld. Ons ken in hierdie offerstelsel, weet ons van die groot versoendag. Weet julle van die groot versoendag? Waar die hoëpriester een keer 'n jaar kon hy in die allerheiligste van God ingaan en hy moes eers vir sy eie sonde moes hy offer en dan vir die sonde van die volk moes hy offer. Maar dan moes die hoëpriester uit God se teenwoordigheid uitgaan want hy kon nie daar bly nie. En die wonderlike ding wat ons lees in Hebreërs is dat Jesus Christus is ons hoëpriester en hy het eenmaal in die heiligdom ingegaan en nie met bloed van diere nie, sy eie bloed eens en vir altyd sy offer gebring. Die hoëpriester op aarde moes weer uitgaan en volgende jaar weer terugkom. Jesus het gegaan en wat het hy gaan doen? Hy het gaan sit aan die regterhand van die Vader. Hoekom? Die offer is voltooi. Die saak is afgehandel. Daar's niks uitstaande nie. So kom ons begin dit saamvat. Dan sê ons vir mekaar, Jesus is die vervulling van elke offer van die Ou Testament. Hy is die vervulling daarvan. Alles wat gebeur het, van die begin af, kom nou na een punt toe en dit word saamgevat op Golgotha. Dit word saamgevat in die gebeure wat afspeel op Golgotha. Dit wat ons vandag vier. Alle offers, alle seremonies, alle feeste, dui op Jesus. Een verhaal, van begin tot einde. So Jesus is die lam van Abel, die plaasvervanger van Isak, die paaslam, die sondeoffer, die brandoffer, die offer van die groot versoendag, ons groot hoëpriester. Hy is die volmaakte offer. Kan ek, wat kan er opkom? Ouens, as ons nog vandag moes geoffer het, sou party ouens uit diere uitgehardloop het. Verstaan julle? Jy sou moes gaan duiwe soek het, of lammetjies by jou buurman steel vir jou. Verstaan julle, party? Nee, ek wil nie ligtelik wees, maar dit kom net. Ek het in die begin onthou te sê ek vir jou, ons sing die liedjie, my sins are forgiven. My future is heaven. As daar by ons nog skuld uitstaande was, wie sal dit kan betaal? Nie ek nie, nie jy nie. Elke skaduwee van die Ou Testament het omgeswaai in die werklikheid van Jesus Christus en dit wat hy vir jou en my gedoen het
op die kruis van Golgotha en steeds doen vandag. Daarom kon Jesus uitroep, wat het hy uitgeroep aan die kruis? Dit is volbring. Hy kon uitroep, dit is klaar. Let op, hy het nie gesê, ek is klaar nie. Hy het nie uitgeroep, ek is gedaan nie. Hy het uitgeroep, dit is volbring. Die finale offer, al die skaduwee van die Ou Testament wat gedui het op hierdie offer is gebring en die offer is afgehandel en volkome vergifnis is daar vir elke mens wat dit wil aanvaar. Afgehandel, dis oor, dis uit, dis verby. Dank God, ek en jy offer nie verder nie. Dank die Here ook, dat ons nie onsself kan red nie. Geen goeie werke nie. Jy kan jouself nie red nie. Moenie jou gewete sis, ja maar gaan kerk toe, ja maar gee geld, ja maar ek sorg vir die armes, ja maar ek is lief vir my vrou en kinders. Nee, dis alles great. Maar dit red jou nie. Jesus Christus alleen, wat in jou plek gesterf het daar die rekening ten volle betaal. En al wat God sê, glo in Jesus. Stel jou vertroue om gered te word in hom. Verstaan o mens dat jy jouself nie kan red nie. Lê jou trots neer en plaas jou vertroue op hom. Hy alleen kan red. Dis die verlossingsplan. Dis nie so moeilik om dit te verstaan nie. En tog kan mense dit nie begryp nie. Kan ek afsluit? Sê vir jou langs jou jippie. Wat beteken dit vir ons? Wat beteken dit vir ons? Net vinnig, 4 dingetjies. Eerstens, ons moet nooit die erns van sonde onderskat nie. Dis daai geweldige offerstelsel wat nodig was. En dit het Jesus Christus sy lewe gekos. Moenie sonde, die erns van sonde onderskat nie. Tweedens, ons hoef nooit aan God se liefde te twyfel nie. Sal jy jou kind gee om geoffer te word vir 'n wêreld wat lyk soos hy tans lyk, vir 'n sondaar, vir 'n moordenaar, vir 'n verkragter? Sal jy? As nie leef nie. Hoe gee God, ons het daaroor gepreek? Hoe gee God sy beste, sy enigste? Omdat hy ons liefhet. Dis 'n God van liefde. Wat sê, ek gee my beste om jou slegste sondaar, om jou te red. En as dit nog vrywillig. Hy gee nog vir jou die keuse. Hy dwing jou nie. Maar dank God dat ons nooit aan God se liefde hoef te twyfel nie. Is jy opgewonde daaroor? Nee, jy sê baie sleg amen. Ouens, ons derde punt, wat ons hieruit vat, ons moet nooit, of ons moet ophou om ons eie verlossing te probeer bewerk. Hou op probeer. Aanvaar net God se liefde en gee jou lewe oor aan hom. En dan vierdens, ek en jy behoort met dankbare harte ons lewe te lei. Ons kan sing, my sins are forgiven, my future is heaven, I praise God for what he's done. Man, jy moet op die bank spring. Jy moet opgewonde raak. Jou hart moet oorloop, dankie Here dat U my ook gered het. Dat U my die kans gegee het om in Jesus te glo. Heilige Gees, dat U my hart oortuig het en dat U al my sonde weggewas het. En dat my rekening daar niks uitstaande is. Is jy opgewonde daaroor? Kom steek jou hand en lig sê, Here, ek loof U naam. Here, ek loof U vir my. Vir my. Die kruis is nie net 'n historiese gebeurtenis nie. Dis die middelpunt van ons geloof. Die redder aan 'n houtkruis vasgeslaan.
Geen meer skeiding nie, ouens. Toe Jesus sterf, toe skeur daai voorhangsel. Geen meer skeiding nie. Geen meer herhaalde offer wat moet plaasvind nie. Geen meer priester wat namens my moet offer nie. Geen meer niks nie. Die volmaakte het gekom. Geen skadubeeld nie. Die werklike het gekom. Ons het die lig gesien. Sê die Bybel, ons wat die lig gesien het, hoe kan jy nou weer terug aan duisternis toe? Kan ons nou nie weer na die skaduwee toe gaan nie? Bly by die waarheid. Die hele Bybel gaan oor Jesus Christus. Van begin tot einde. God se verlossingsplan wat ons gou-gou vanoggend vinnig oor gesels het, ons kan in groot detail daarin gaan. Maar ons het so vinnig so die geskiedenis. Was nie plan B nie. Dit was al die tyd, soos ons het uitdruk, plan A. Voordat die mens was, voordat daar sonde was, het God al gesê, ek neem die inisiatief. Want my liefde vir die mens is so groot. Kan jy vir 'n oomblik saam met my staan, gemeente? Ek wil 'n vraag vra. Ek wil jy met jou eie hart ondersoek. Die vraag is, het jy al jou vertroue gestel in die bloed van die lam? Die lam wat in jou plek gesterf het. Het jy al jou vertroue in hom gestel? 1 Petrus 3 vers 18 is ons finale skrif vir die oggend. Hy sê, want Christus het ook eenmaal vir die sonde gely. Hy, die regverdige, vir die onregverdiges. Om ons tot God te bring. Om ons verhouding met God te herstel. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Jesus het ook opgestaan en hy leef. En omdat hy leef, leef ek en jy. Maar almal wat hier staan, het jy al jou volkome vertroue, het jy al op 'n plek gekom waar sê, o grote God, ek verstaan dat ek myself nie kan red nie. Nie my beste poging nie. En ek verstaan wat Jesus gedoen het. Sonde eis betaling. Die betaling is dood. Dis dit. Jesus het in my plek gesterf. En al wat van my verlang word, is om dit te glo en te aanvaar en toe te reken. Dit myne te maak, deel te maak. Sê, Here, U het my gered. Jou trots neer te lê. Het ons dit almal al gedoen? Kom sluit ons oë, bid ons saam. Here, U verlossingsplan is wat ons opgewonde maak. Dis waaroor ons sing en juig. Here, dis wat ons elke dag krag gee om vorentoe te gaan. Dis die middelpunt van alles. Vandag net weer gekyk na die plan van begin tot einde, van die eerste offer tot die laaste offer, maar selfs nog voor dit, voor die grondlegging van die aarde. Here, ons loof U naam. Dis die evangelie. En dankie dat ons vertroue in U kan stel. En as daar iemand hier is, Here, wat sê, maar ek het nog nie, ek probeer nog uit my eie uit regkom. Dan wil ek bid, Here, dat U daardie hart sal oortuig, dat hy of sy hulle vertroue in U sal stel, en U alleen, want U alleen red. En dan wanneer ons by die nagmaaltafel stil staan, Here, wil ons kom om dankie te sê vir U groot genade en liefde. En ons wil eet en ons wil drink en ons wil sê, dankie Here. Ek vier dit vandag, want daar was 'n offer op Golgotha. En U het gehang aan die kruis. En U het betaal dit wat ek skuld. Word dan verheerlik, Here, deur ons samesyn en wanneer ons nou om die nagmaaltafel sit. In Jesus naam. Amen.